Started at the cross, where my sin was taken away. I followed you through a watery grave. Your bread of life has filled me up. I drank the wine straight from your cup, and now you're begging me, come closer to your sanctuary, your place of peace. You've torn the curtain that keeps us apart. Most holy place is where you want my heart. Sanctuary. Dan verder sing die diens, lied 188, al die strofes van lied 188, baie dankie. Ek vernaamste sondaarskind kan in Jesus redding vind. In sy bloed is zaligheid, lewe tot in ewigheid. Nood en wynstok leef as een, so bly ek in hom alleen. Ouer as die hemel reik, aan die ewigheid gelyk. Dieper as die diepste see, is die liefde wat hy gee. Liefde wat ook my kon vind, en vir ewig aan hom bind. Ek vernaamste sondaarskind, sal in Jesus alles vind. Hy weet wat my hart begeer, in my droefheid troos die Heer. Ek is veilig in sy mag, hy is my verborge krag. Jy kan maar sit. Op hierdie oomblik is daar ook 'n regstreekse uitsending na die lidmate wat nie hier kan wees nie, en die tyd wanneer hulle daarna kan luister, hoef nie noodwendig nou te wees nie, maar wel hartlik welkom aan elkeen wat hier teenwoordig is, as ook die lidmate wat iewerste gaan luister. Daar's ook baie keer mense van 'n plekkie wat afgeleë is, wat nie by 'n kerk kan kom nie, en hartlik welkom vir julle ook. Kom ons buig net ons hoofde. Liefdevolle Vader in die hemel, ons gaan vandag kyk hoe ons as Christene moet lewe. En deur dit te sê, Here, voel ek baie onwaardig dat ek nie altyd leef soos wat U graag wil hê ek moet leef nie. Maar dankie Here dat terwyl ons na U boodskap sal luister, dat geen mens na vore sal tree in die galery van ons gedagtes nie, maar dat net Jesus op die troon van ons hart sal sit, en die balsem van Gilead oor ons wonde sal smeer, en ons opgewonde sal maak om saam met U die pad te stap in Jesus naam. Amen. Ons skrifgedeelte vandag word gevind in die eerste 2 Korintiërs, die 4de hoofstuk, wel baie bekende hoofstuk, baie bekende gedagtes. 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 11. Dit sê, maar ons het hierdie skat in 'n erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie.
En gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggame om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ons ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees geopenbaar kan word. Pragtig, die lewe van Christus in ons lewens geopenbaar kan word. Ek gaan preek oor 'n skat in 'n erdekruik. En kom ons gaan kyk wat sê die boodskap van vers 7 van 2 Korintiërs 4. Paulus sê daar, dis 'n parafrase, dit is nie die Bybel nie, is een man of twee persone se skrywe, maar dit stel so baie mooi modernies. Dit is interessant dat hierdie word toegelaat in die wêreld, maar as ons dalk ook so ietsie doen, is daar baie kritiek soms. Maar hier sê die boodskap, tog dra ek 'n baie waardevolle skat hier binne my rond. Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk glad nie uit my kom nie. Ons dra die skat Jesus in ons lewens en dis sy krag wat deur ons werk. Ons is nie grand nie. Die Here werk vir ons. Die volgende legende word vertel dat daar eenmaal 'n Indiaan was wat 'n eier uit 'n arendsnes gesteel het. En daai eier tussen die kalkoene se eiers geplaas het. En toe die eier eers uitgebroei het, het die kalkoene rondom hierdie nes saamgedrom, skoon verbaas en stom oor hierdie lelike afwyking wat hier tussen hulle is. Die afwyking het maar so saam met die kuikens groot geword. Saam met die ander kalkoenkuikens het hy maar ook op die werf geskrob en die mielies geëet wat daar vir hom gegee is. Maar sy vlerke was anderste as die van die kalkoene, maar niemand het hom geleer om sy vlerke te gebruik nie. Hoekom? Want dit is nie nodig nie. 'n Kalkoen behoort nie eens te vlieg nie. Kalkoene kan net pik in die grond vir mielies. En omdat hy niks anders geken het nie, het die arend soos die kalkoene op die grond rondgeskrob vir 'n bietjie kos. En eendag het daar 'n arend bokant hulle verbygevlieg. Hoe het hierdie misplaaste arend hier op die aarde nie gevoel? Ai, dis dan pragtige gevoels daai. Ek wens ek kan soos hulle kan vlieg. En dan het die kalkoene net gelag en gesê, jy is 'n kalkoen en 'n kalkoen kan nie vlieg nie. Maar die begeerte om te kan vlieg het so sterk in sy binneste gegroei en diep binne en dan het hy geweet, hy is besig om iets belangriks in sy lewe mis te kyk, mis te loop. En dit het hom miserabel laat voel. Hy is nooit, maar nooit soos een van die ander kalkoene gekies om op 'n spyskaart van 'n feesdag op 'n belangrike geleentheid te verskyn nie. Hy het maar net aangehou leef en met sy onvervulde droom om te kan vlieg. In 'n ander weergawe van hierdie legende het die geroep van arende wat so nou en dan hier bo hom gevlieg het, hom aangespoor om te probeer vlieg. Hy het probeer, maar sy swak vlerke het net nie die ding kon doen nie. Maar na verskeie mislukkings kon hy daarom uiteindelik eendag ook die lied sing terwyl hy oor die berge kon sweef. Sweef soos 'n arend hoog bo die son, sweef soos 'n arend so ver as wat die wind kan waai. Nou die vraag, wat is die sedelesie van die legende van die arend wat onder die kalkoene groot geword het? En al die jare sê ek, Christene is soos arende wat tussen kalkoene, tussen die aardse mense,
tussen die sondaars, die kalkoene groot geword het. Nou, maar wanneer jy Christus ontdek het, jy jou identiteit ontdek het, dan word jy 'n arend en jy sweef en jy kan die onmoontlike dinge doen. My gedagtes die afgelope tyd rondom, kom ons noem dit nou maar die evangelie van die arend, het so 'n bietjie van rigting verander. Ek het baie oor hierdie konsep gedink dat Christene moet soos arende vlieg. Dat ons moet distansieer van die kalkoene wat op die werf rondloop en sondige dinge doen. En as Christen kan ons dan ook as soos 'n arend sê, nee, ons vlieg hoog met ons oë gefestig op die son van geregtigheid, ver benewe of ver hoër as hierdie benewe sondige wêreld waarin ek en u onsself bevind. En in my worsteling met die gebeure in my lewe die afgelope tyd, in my familie se lewe, ek het verlede Sabbat het ek 'n familielid begrawe daar in Pringle Bay. En ook in ons gemeente se lewens. Hoeveel mense het ons nie verloor aan COVID nie? Hoeveel sukkel met COVID? Gelukkig is dit klink of lyk of dit afdraande nou is. Maar ons sit met seer in ons binneste. Weens die omstandighede wat COVID-19, hy sê, ek moet nie praat van pandemie nie, ek moet praat van 'n epidemie, dus ek luister wat my dogter sê, en ons stoei met hierdie konsep, om 'n arend te wees, en nie 'n kalkoen nie. Maar geliefdes, vanoggend wil ek na 'n ander storie van die arend kyk. Dit is eintlik die een wat ek graag vandag vir u wil vertel. Die storie gaan so. Wat daarvan, as die regte storie was, dat dit nie oor die arend gaan, wat tussen die kalkoene groot word nie, en dink hy's 'n kalkoen nie, maar wat daarvan, as kalkoene dink, hulle is arende. En die kalkoene kom by mekaar, en hulle gesels so te lekker met mekaar, en een van die charismatiese kalkoene vertel vir aan die ander kalkoene, dat hulle is eintlik nie kalkoene nie, maar hulle is arende. En hulle kan sweef soos 'n arend, en hulle skryf die arendliedjies, sweef soos 'n arend. En hulle hou konferensies, arendkonferensies, en hulle lees arendboeke, en hulle met hulle kort ou koddige vlekkies, met hulle pragtige wonderlike, ja, niks mooier as 'n rooi kenbel wat hier langs hulle hang en wikkel, oortuig hulle mekaar dat hulle eintlik arende is. Hulle leer ook mekaar om die regte geluide te maak wat 'n arend maak en dit na te boot. En indien jy dit nie reg kry nie, om soos 'n arend te lyk nie, moet jy net oefen, oor en oor en oor, ek is 'n arend, ek is 'n arend, ek is 'n arend, en jy sal 'n arend wees. Hulle pronk voor mekaar en sê, kyk, met hulle rooi kenbelle, hoe mooi is hierdie arend. En hulle skryf op hulle Facebookblad, dat hulle arende is. En sodra dit waag, dat iemand waag om te kloek, soos 'n kalkoen, dan sê hulle vir jou, nee vriend, kloek asseblief, soos 'n arend. Nou wanneer 'n mens groot word, as 'n eenvoudige werfkalkoen, is dit mos besonder inspirerend om te hoor, dat jy nie eintlik 'n kalkoen is nie, maar 'n arend. Luister na die teologie. As Christus nou in jou woon, in hierdie kalkoen, dan is jy 'n arend. Dus jy is Christus. Jy kan ook 'n arend wees, want Christus is 'n arend. Daarom kan jy soos 'n arend sweef. Dit is die verhaal van die hedendaagse arend storie. Ons hemelse arend Christus
het vir ons hier op aarde kom wys hoe om sondeloos te lewe en sondeloos te kan rondsweef, soos sê hulle. En in die begin van my bediening het ek 'n ou oomie gehad in die gemeente wat eendag vir my gesê het, leraar, ek het al my sondes en tekortkominge oorwin. Daar's nog net een sonde waarmee ek moet worstel, en as ek dit oorwin het, kan die Here maar kom, ek is gereed. Die volgende afrit hemel toe kan ek neem. Ek kan dan sondeloos die Here tegemoet gaan in die lig. Dis wat die oomie vir my gesê het. En ek het wonder toe by myself, oom, ek dink ek weet wat 'n sonde u mee worstel nog. Dit is hoogmoed. Ek is daarom grand. Ek het die wenpaal bereik. Kyk net hoe sondeloos kan ek swewe soos 'n arend. Ek is Jesus, ek is God hier op aarde, en die popliedjie stel dit so pragtig, oh Lord, it is hard to be humble, want ek het al hierdie dinge reg gekry. En jy kan 'n persoon oor die kop slaan, wat sê dat 'n mens kan nie 'n arend wees nie. Dat jy maar net 'n kalkoen is. Jy kan dalk vir hom sê, luister man, ek meng nie met mense wat negatief praat nie. Wat dink hulle is kalkoene. Geliefdes, weet u wat die evangelie van die kalkoene en die arend is? Dat wanneer die groot arend in jou woon, is jy 'n arend. Al is jy kalkoen, jy bly 'n volmaakte arend. Jy sweef so hoog in die lug, waar jy sondeloosheid kan ervaar en beleef, en dat jy 'n God kan wees. Ver weg van die kalkoenwerf van sonde en hopeloosheid. Nou die frustrasie hier is, dat wanneer ek daar op die kraan staan, om soos 'n arend te kan sweef, en ek spring, dan val ek soos 'n klip, my te pletter. En al wat daar bo op die kraan oorbly is 'n bol vere, soos jy uit jou eie vere uitgeval het. Dit is dan 'n heeltemal ander storie. Wat doen jy dan, as jy besef jy kan nie 'n arend wees nie? En ek wil vir julle sê dat in my geestelike lewe, het daar nogal 'n paar vere, wat op daai krans agter gebly het. En ek het die afgelope tyd, met die omstandighede waarin ons onsself bevind het, geworstel, en hierdie skrifgedeelte wat ons vanoggend gelees het 'n herontdekking in my lewe veroorsaak, want ek het al die jare gepreek, ons moet soos arende kan sweef. En in hierdie studie het ek 'n herontdekking gesien oor die verhaal van die kalkoene en die arende. 'n gedagtegang wat meer voortreffelik, meer edelmoedig, meer lofwaardig, meer saligmakend is, as om 'n arend te wees wat hoogtes kan sweef. En daar staan dit in 2 Korintiërs, die 4de hoofstuk, en ons gaan 'n bietjie verskeie vertalings lees. Die ou vertaling sê, maar hierdie skat in die aardekruike, so die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit onsself nie. Ons kan 'n kalkoen wees, maar wie is binne in ons? Wie is binne in hierdie leë kleipot? Jesus Christus. Ons hoef nie soos Jesus Christus te kan sweef nie, want hy is in ons lewens. 2 Korintiërs 4 vers 7 in die nuwe vertaling, die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. Die nuwe lewende vertaling sê, die alleroortreffende krag kom van God en nie van ons nie. Ons kan maar daar op die rots staan en probeer spring en te vlieg. Ons gaan dit nie maak nie, want die krag kom van Jesus Christus af. En dan die boodskap, tog dra ek
'n baie waardevolle skat hier in my binne in my rond. Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk glad nie uit my kom nie. Liefdes, die skat is waar in die aardekyk. Maak dit die aardekyk die skat? Nee, die aardekyk bly 'n aardekyk. 'n kalkoen bly 'n kalkoen, hy kan nie 'n arend wees nie. Die fenomeen wat Paulus hier gebruik, is dat die aardekruik is so skreiend anders as die skat. En dat daai aardekruik maklik breek, en dat die aardekruik bros en feilbaar is. Maar hierdie aardekruik wat so maklik breek, het iets ooglopend in hom, wat dit beduidend maak, dat jy die heerlikheid kan sien van die skat wat binne jou is. En soos jy as aardekruik val en breek en seer kry, en die gleuwe in jou mondering word groter en groter, dan skyn die skat helderder en helderder deur daai gleuwe. Ons word sommige keer geleer, en baie van die gelowiges of ander wat ander gedagtes het, is jy's die beste, jy's die voortreffelikste, jy is sonder weergawe, jy's volkome sondeloos, jy is die fokuspunt, jy is die arend, jy kan sweef soos 'n arend. Liefdes, daar is net een wat kan sweef. En ons het hom leer ken. En almal wat hom ken, en as hy teenwoordigheid kom, breek nie dat hulle verskriklik sondeloos is nie. Want hoe verder jy van die Here af, hoe meer sondeloos is jy. Hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer besef jy hoe onwaardig is jy. En kom ons lees 3 teksverse daarvan Openbaring. Openbaring, die 4de hoofstuk sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die dankseggings en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. Waar is jy? Net God kan geëer word. Die skat is in die aardekruik. En dit is die verlossing van die kalkoen. Geliefdes, wil u graag 'n arend wees? Of het jy die brandende passie om Jesus Christus te ken en hom alleen die fokuspunt in jou lewe te maak? En wanneer Christus Jesus die fokuspunt is ons deur sy liefde aangegryp. En in ons lewens is dit net Jesus en Jesus en Jesus. Hy is die middelpunt, die fokuspunt van my lewe. Maar wat sê 2 Korintiërs 4 vers 7? Maar ons het hierdie skat, Jesus Christus, in hierdie aardekruik, hierdie sondige liggaam. En hoe meer ons seer kry en meer daar gleuwe en gate in ons lewens kom, hoe helderder kan daai skat daardeur skyn. Maar ons het hierdie skat in aardekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag, waar moet wees? Van God mag wees, en nie uit ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Hoekom? Want wanneer daai gate in ons lewens en ons kruike kom, dan skyn die skat op sy helderste. Ons is verleë, maar nie radeloos nie, vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie, en gedurig dra ons die doding van die Here Jesus Christus in ons liggame raak. Ons is swak, ons is sondig, en ons dra die dood. Maar Jesus, die skat kom in ons lewens, en hy kom verander ons lewens. Hoekom? Sodat ons die lewe van Christus
in ons lewens, in ons liggaam geopenbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus ontwil, sodat ons die lewe van Jesus in ons sterflike vlees geopenbaar kan word. Maar ons het hierdie skat in 'n erdekruik. Ons is broos, maar die Here is daar. Hy lewe vir ons. En ek? Wat is ek? Ek is 'n kalkoen. Sê my, wat is fout daarmee om 'n kalkoen te wees? Wat is fout daarmee om 'n kalkoen te wees? Ek is 'n kalkoen. Vra maar vir Nadia. Vra maar vir my kinders. Vra vir die familie. Vra my vyande. Ek is 'n kalkoen. En die voortreffelikheid van my lewe lê nie daarin dat ek voorgee dat ek 'n arend is nie, want ek is nie 'n arend nie. Kom ek vertel vir iets nog wonderliks. Die arend van God, Jesus Christus, bly en woon binne in my. Ek wat 'n kalkoen is, sodat die voortreffelikheid nie uit my kan wees nie, maar uit hom, dat ek niks kan roem nie. Hy is die een wat swewe. En Paulus kom, ek vertel, sê hy, ek is die beste werfkalkoen van almal. Dit is wat hy sê. Ek is die grootste sondaar. Ek is die beste werfkalkoen van almal. En dit is die betroubare woord, sê hy, en dit is werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, van wie ek die grootste is. Ek is die alle werfkalkoen, sê Paulus hier. En nie dat hy breek nie. Kom ons lees dit in die boodskap, wat so mooi is. Luister hierna, sê Paulus, want niemand kan hieroor stry nie. Jesus Christus het na die wêreld toe gekom om mense wat verkeerd lewe te help om weer God se vriende te word. Ek weet, sê Paulus, want as dit by die 'n slegte lewe kom, het ek voor in die ry gestaan. Juist daarom was Jesus so goed vir my. Slegter as wat ek was, kan niemand wees nie. Maar soos Jesus duidelik gewys het, dat hy nie moed verloor met selfs die slegstes onder ons nie. Ons moet dit onthou, sê Paulus, as 'n voorbeeld vir almal wat Jesus nog gaan teekom en wat dan vir ewig saam met God gaan lewe, omdat ek myself vertrou? Nee, omdat hulle op die arend vertrou. Ek is 'n kalkoen, ek is nie arend nie. Vertrou op die arend. Paulus preek in die gemeente, en soos hy preek, sien hy iemand, 'n familie, en hy weet dat hy daai pa van daai familie, hy gestaan met die pa se klere, en sy vriende Saulus se wapenmanne het daai pa doodgegooi. En hy kom by daai kerk en hy sê, ek was ook deel van daai bedroefde familie, want ek het die pa laat doodgooi. Want ek het gelewe vir God, ek het gedink ek leef reg. Daarom kan hy sê, ek is die kalkoen van die hele wêreld. Ek is die grootste sondaar. Ek is die werfkalkoen van alle werfkalkoene. En dis nie dat hy breek nie. Hy staan en hy kyk en hy kry seer. Die erdekruik raak al broser. Raak alles stikkender as hy sien wat dit hy veroorsaak.
Maar terwyl hy so voel, het die skat binne hom al hoe helderder en helderder geskyn. Vriende, kom ek vertel vir julle baie insiggewende iets wat ek ontdek het. Die heil van my lewe lê daarin dat ek nie rondloop en sweef nie, maar dat ek sterf en my lewe voor die arend aflê, sodat hy deur my kan lewe, dat hy die skatte in my erdekruik. Hy is die arend. Ek word nie die arend nie, ek verlustig my net in die arend. En kom ons lees daar gedeelte, hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar met veel vleuels soos arende, hulle hardloop word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Hulle vaar op met vleuels soos 'n arende. Wie gee hulle die krag? Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Daai vlerke is nie hulle krag nie. Die vlerke is Jesus se krag. En jy vlieg op Jesus se vlerke. Kom ons lees dit. Dis die pragtige simbool ook uit Deuteronomium, ons lesstudie. Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, en wat doen hy? Hy sê nie julle moet arende wees nie, hy sê hulle dra op sy vleuels. Hulle dra op sy vleuels. Die Here sê, my kind, ek sal jou optel, sodat jy op my kan sweef. Nou die belangrike gedagte, dit is so 'n fyn lyn. Ons is so hard besig, geliefdes, om arende te wees, dat ons totaal en al ons oë afhaal op die arend. Want hy's nie nodig nie, want ons is maar so fantasties. Ons kan dit self regkry. Ek is sonderloos, ek moet nog net hierdie sonnetjie doen, dan is ek weg, dan kan ek hemel toe gaan. Ek is oorwinnend genoeg. Ek het hom nie nodig nie. Dis net ek en alles ek. En die Here woon nie in jou hart nie, net die eie ek. Nou die vraag wat ek wil vra, en ek het baie keer daaroor gewonder, hoekom sukkel ons as Christene om openlik met mekaar te kan wees? Weet julle hoekom? Dit so 'n geweldige oefening vir my en vir jou is, of vir Christene, laat ek nie julle noem nie, Christene, om net hulle harte vir mekaar oop te maak. Dit is vrek moeilik om vir jou te sê, dit is waarmee ek sukkel. Want ons almal moet arende wees. Wie kan 'n kalkoen wees? Ons kan dit nie waag kan bekostig om te sê ons is 'n kalkoen nie. Ons kan dit nie doen nie, want ek is die enigste kalkoen in die teenwoordigheid van hierdie arende. Hoe kan ek vir julle sê hoe ek voel? Wat 'n verrassing. Wag nie vir hierdie klomp kalkoene nie, of arende nie. In hierdie kerk is ons almal kalkoene. En ons heerlikheid kom in die gedagte om vir mekaar te bely en openlik met mekaar te wees. Ons vind ons heerlikheid nie in onsself nie, maar in die arend, in die skat. Dat ek, hoe wonderlik bevrydend is dit nie, geliefdes, as ek weet ek is 'n kalkoen. Ek hoef nie meer voor te gee hoe geestelik, hoe fantasties, hoe sterk, hoe alwetend, hoe swewend, hoe sonneloos ek is nie. Want as dit my boodskap is, dat ek so 'n wonderlike arend is, dat ek mos nou nie bekostig om te lank met jou saam te leef nie. Weet jy hoekom nie? Want dan sien jy miskien wat ek regtig is, hoe ek regtig is. En is dit nie wat ons almal vrees nie? Net nou sien jy wie ek regtig is. En dalk sien jy dat ek nie so geestelik is nie.
soos wat ek voorgee nie. En dit is 'n verskriklike las om met jou saam te dra, om voor te gee. Raai wat? My voortreffelikheid van my lewe, en my gawes, en my heerlikheid, en my status, en my vermoë om te kan sweef, is nie uit myself nie. Want ek kan nie. En as ek probeer sweef, val ek elke keer soos 'n klip my te pletter, wind uit. Maar weet jy wat? Waar is die heerlikheid van my lewe? Dit is in die arend God. Hy is die een wat hierdie kalkoen na die hoogtes kan neem, wat ek nie gedroom het moontlik is nie. So die voortreffelikheid in Jesus Christus kan wees en nie uit myself nie. En watter wonderlike getuienis kan dit nie wees nie. Ja, daar is 'n arend. Dis nie ek of u nie. Dit is hy, Jesus Christus. En die wonderlikheid is om te leer om sy heerlikheid te aanskou, terwyl jy saam met hom op sy vlerke kan sweef. En dit is baie erg vir 'n kalkoen, om 'n arend, die arend, te kan sien sweef. Hulle skrik hulle amper morsdood. Onthou julle die disippels besig is om te roei, en die volgende oomblik kom Jesus op die water aangesweef. Het jy al probeer om op die water te loop? Het jy al gesien hoe maklik dit is? Daar is 'n manier, daar's geen manier hoe ons op die water kan loop nie. Wat van as 'n arend skielik te voorskyn kom en sweef, die arend, en sweef op die waters? Dan dink die kalkoene, dis onmoontlik, dit kan nie wees nie. Weet jy wat sê die kalkoen in die boot? Dis 'n spook. Dis al. Dis 'n spook. Dis al wat hulle kon uitkry. En is dit nie ongelooflik dat Jesus in 'n boot lê en slaap en hulle hom wakker maak en vir hom sê, gee u nie om wat met ons gebeur nie. Hy staan op en hy bestraf die wind. En die kalkoene is in 'n skok. Wat 'n mens is hy, dat selfs die wind na hom luister. Is jy oormoeg en oorlaai? Is jy nie lus om op 'n mens se knieë te gaan en te sê, ek vir die Here kan sê, Here, eerlik Here, ek kan nie meer voorgee nie. Wat ek wil hê is u heerlikheid, want ek kan dit nie genereer nie. Here Jesus, hier is my belydenis. Ek is 'n kalkoen en u is die arend. Ek gaan nou ophou probeer swewe, Here. Ek kan nie meer nie. En weet jy wat die arend vir jou sê? Die arend sê, dankie tog. Uiteindelik. Kom hier, my kind. Kom leer van my, want ek is nederig en sagmoedig van hart. Here, wat wil u vir my in my krisusuur sê? Gertjie, jy kan nie sweef nie, want jy is nie 'n arend nie. Want jy dink jy is. Jy kan nie sweef nie. Here, wat wil u hê ek moet doen? En die Here sê, sterf. Here, nee, jammer dat ek nou lag. Maar nou eerlik, wat kan ek doen? En die Here sê, sterf. Ek sê, nee Here, regtig, wees nou ernstig, wat moet ek doen? En die Here sê, my kind, sterf. Dit is die enigste manier. Ek sit in 'n wagkamer van 'n polisiestasie. En ek is bewoe in my moed, my hart en nas warbel my gemoed. Toe ek agterkom daar waar ek sit, het ek nie geloof dat die Here my nou
kan help nie. Hy sal my eendag kan help, maar nie nou nie. Hy kan nie nou my krisis beredder nie. En ek bid, ek sê vir Here, Here, ek glo dat U my eendag sal kan help. Nie nou nie. Wel eendag. Here, ek kan nie meer nie. Ek sit by 'n uitkenningsberade wat ek moet deurstap. En Here sê, my kind, dis die grootste deurbraak wat jy kan maak. Op jou eie kan jy niks doen nie. Dis kosbaar, sê hy. 'n Polisieoffisier het my laat kom van die wagkamer en my in 'n kamertjie gesit waar 21 mense was op 'n uitkenningsparade en ek moet die persone uitken wat my geskiet het. Die kamertjie was te klein, ek was verward met hierdie klomp gesigte wat my aangegluur het. En ek het die Here gesê, Here, ek dink ek is by Paasvrydag. U is dood. Help my om in U te glo. En terwyl ek van een persoon na 'n ander persoon gestap het, het die Here my gewys wie dit was. Die een wat die revolver gebruik het, die een wat hom gehelp het. En toe ek hulle sien, sit ek my hand op elkeen van hulle skouers, moet ek sit, 'n foto moet geneem word. Here, ek is tot alles in staat deur U wat vir my krag gee. U woord is gestand. U leef. Paas Sondag het ook vir my aangebreek. En dat ek hierdie geloof wat ek so kosbaar nodig het, dat U dit vir my gegee het. Liefdes, wanneer ek en jy sweerloos soos kalkoene heen en weer op 'n werf rondhardloop, kom die arend en hy sê, my kind, ek sal jou optel, sodat jy op my kan zweef. Ja, Here, dit is U wat ons kan vashou en kan troos. Dankie dat U ons sal help om hoogtes te bereik, wat net in staat is as U deel van ons lewens is. Dit is U wat dag na dag, oomblik na oomblik vir ons leer, om as kalkoene ons oë altyd op die arend bevestig te hou. Dankie Here vir U genade. U genade is vir my genoeg. Amen. Ek nooi jy uit om saam met my te blaai na die 282. Ons gaan die eerste, die 4de en die 5de strofe sing van lied 282.